Ons is by hoofstuk 1 van die kenmerke van 'n volwasse gelowige. Die eerste eienskap van 'n volwasse gelowige is wedergeboorte. Jesus praat met Nikodemus in Johannes 3 en hy het hierdie hele gesprek met 'n man wat al die kleure het en al die eienskappe het van iemand wat dalk gered is, maar nie weergebore is nie. En Jesus sê vir hom, dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. So, die uitdaging wat ek en jy het vandag in die kerk, wat ons almal het in die kerk, is daar's baie mense wat nie werklik weergebore is nie, wat selfs op leierskap sit in die gemeente, en dit gee 'n ernstige probleem vir die koninkryk van die Here. Die getuienis word gediskrediteer, mense doen skade aan die koninkryk, deurdat daar mense is wat nie werklik die Here dien, wat op leierskap of in die gemeente is nie. Die uitdaging wat ek en jy moet aanvaar is om introspeksie te doen, om te kyk, is ek werklik 'n kind van die Here? Is ek werklik weergebore? Nou, daar's 5 basiese stappe hoe ek weet of ek weergebore is. En ek wil nie aanvaar nie, ons is ver in hierdie reeks al, en ons het al 'n paar keer gepraat oor wedergeboorte, maar ek wil nie net aanvaar jy is reeds weergebore nie. Ek wil nie aanvaar jy het reeds 'n oorgawe gemaak teenoor die Here nie. So indien jy nog nie het nie, dan wil ek hê jy moet met my kontak maak en vir my laat weet, dat ons saam met jou kan bid en dat jy daai oorgawe kan maak. Wedergeboorte vind plaas wanneer ek hierdie 5 basiese stappe neem. Nommer 1, ek erken dat ek verlore is. Ek weet dat ek verlore is, ek weet dat ek in sonde is. Stap nommer 2 is, ek bely my sonde. Ek gaan voor die Here op my knieë en ek sê, Here, ek is 'n verlore sondaar. Hierdie pad waarop ek is op pad hel toe en ek weet ek is nie gered nie. Stap nommer 3 is, ek antwoord God se roepstem en ek aanvaar Jesus as my verlosser en saligmaker. Stap 4 is, ek bekeer, ek draai my weg van my ou lewe af en ek stap die pad nou en saam met Jesus na die rigting van die kruis. Ek neem my kruis op en ek leef saam met die Here. En stap nommer 5 is dan, ek groei en leef. Nou, indien jy hierdie video kyk en jy sit daar en jy weet jy's werklik weergebore, wil ek jou uitdaag om die eerste 2 studies, ons het die hele kunskapreeks gedoen in die begin. Ek wil jou vra om weer kunskap se eerste 2 hoofstukke deur te werk. Gaan werk dit deur en maak seker jy verstaan dit goed genoeg om dit saam met iemand anders aan te bied, sodat jy iemand na Jesus toe kan lei. Want dit is die uitdaging, dis tog waarby ons wil uitkom. Elke persoon kan iemand na Jesus toe lei. Sê maar, Johan, wag, ek kan nie met mense praat oor Jesus nie. Wel, ons het dit al vir mekaar gesê, maar as jy met mense kan praat oor Sewende Laan, as jy met mense kan praat oor visvang, as jy met mense kan praat oor, ek weet nie waar jy met mense praat nie, maar as jy met enigiets met mense kan praat, dan kan jy met hulle praat oor Jesus ook. En ek en jy moet onsself vaardig maak om met mense te praat oor die evangelie. Gaan doen die 2 hoofstukke in kunskap en maak seker jy verstaan dit goed genoeg dat jy dit saam met iemand kan aanbied, sodat jy iemand na Jesus toe kan lei.